Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dat dit met jou goed gaan. Efesiërs 5 vanaf vers 16. Hy sê maak die gebruik van elke geleentheid. Hoekom? Omdat die dae boos is. Nou, ek word gisteroggend wakker en toe ek wakker word, te besef ek die son skyn. Nou hier by ons het dit gereën vir die laaste 3 weke, omtrent elke dag. As dit nie baie reën nie, reën dit 'n bietjie, maar reën het dit gereën. En dit het gemaak dat my gras so vir 2 weke nie gesny was nie. Die yard of die erf was nie gevee nie en alles het sommer woes en die mekaar gelyk. En toe ek wakker word en sien dat die son skyn, staan ek op vinnig en ek begin vinnig die blare bymekaar hark en begin so 'n bietjie vee en sit die grassnyer aan. En terwyl ek al hierdie dinge doen, besef ek dat hierdie in die linkerkant van my oog sien ek donker wolke aankom. Dit gaan weer reën. En hoe vinniger die wolke aankom, hoe vinniger begin ek werk. Ek begin gras sny, die kante regkry, bietjie blare ophark, 'n bietjie veen, sorg dat alles daar in die drom kom voordat die reën kom. En terwyl ek so besig is, toe hoor ek, "Sjoe, my buurman het dieselfde idee. Hy's ook besig met die grassnyer en dit is 'n omtrent 'n geskarrel om alles gedoen te kry voordat die reën weer kom." En toe ek daaraan dink, toe dink ek, "Sjoe, ek kon eintlik in die bed gebly het." Ja, ek kon maar gesê het, "Sjoe, dit reën," en almal verstaan dat die gras moet lank wees en dat die blare moet lê en dat die tuin bietjie de mekaar moet wees, want dit reën. Dis ongemaklik. Maar nee, ek het opgestaan en voordat dit weer reën, die tyd uitgekoop en die beste gebruik gemaak van die geleentheid sodat ek iets kon doen. Ons leef in 'n wêreld waar dinge baie gou verbygaan. Tyd, dae word weke en weke word jare. En voordat ons besef, is die dag, die maand, die jaar, hoor mooi, ook 'n geleentheid verby. Die Bybel roep ons nie net dat die tyd nie verby moet gaan nie, maar dat ons doelbewus die geleentheid moet uitkoop en iets daarmee moet maak. Om elke geleentheid te benut beteken nie dat jy nooit mag stil sit nie. Dit beteken om bewus te wees dat tyd gaan verby, geleenthede gaan verby en dat jy die tyd sal uitkoop om te kan doen dit wat belangrik is. Dalk is jou geleentheid vandag om iemand te vergewe, om 'n woord van bemoediging te spreek of om gehoorsaam te wees aan dit wat God jou lankal voor gevra het, om nader aan die Here te beweeg. Ons stel so maklik dinge uit. Ons sê ek sal môre, ek sal later, ek sal net nou. Maar die waarheid is, die geleentheid is nou. Kyk na Prediker 3 vers 1. Hy sê daar's 'n tyd vir alles. Die vraag is nie net wat jy doen nie, maar wanneer jy dit doen. God gee vir ons elke dag 'n nuwe geskenk, 'n nuwe kans, 'n nuwe geleentheid om te groei, om lief te hê, om iets te doen. So moenie wag nie. Doen dit vandag. Gryp vandag die geleentheid aan en jy moenie laat dit uitloop nie. Die uurglas word vandag weer omgedraai. 'n Nuwe geleentheid binne dit. Here, help my om vandag geleenthede te sien. Nie net te sien nie, om dit aan te gryp en doelbewus iets te doen. Amen.